Johannes 21, vers 1 tot 25. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus, en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed aan, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond, en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, en niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met sy môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die 2de maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die 3de maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die 3de maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat hierdie disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is hierdie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boek nie bevat nie. Amen.